Ek gaan hom lees uit die 53 vertaling, wat 'n letterlike vertaling is van wat in die Hebreëus staan. Ou Testament is natuurlik in Hebreëus geskryf. Dele daarvan in Aramees. Genesis 3 vers 15. God praat met die slang: ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Kom ons bid net saam. Here, waar u gemeente bymekaar is en byeen is in u naam, daar is u ook teenwoordig. Al kan ons u nie sintuiglik waarneem nie, maar omdat u woord so sê, is dit so. En kan ons met dank en aanbidding en lof voor u kom. Vader, dit is net in en deur Jesus Christus wat ons toegang tot u mag hê. Ons dank u daarom vir Christus ons Here en vir versoening deur hom. Dat die lyding en die kruisdood en die opstanding en die hemelvaart van Jesus ons verlossing en bevryding is, waarsonder ons sonder enige twyfel onherroepelik verlore sou wees. En dis deur die bediening van die Heilige Gees dat ons enigsins kon bekeer en op Christus begin hoop het. Dis deur die Gees wat ons ook die woord liefhet. Soveel so dat dit ons alles is. Soos Psalm 119 sê, u het u woord verhef hoër as die hemele. As u, Here, u woord verhef het hoër as die hemele, hoe kan ons minder doen of minder dink? En vanmôre, Here, kom ons by so 'n sleutelgedeelte, soos hierdie vers wat ons gelees het. Daarom moet ons en wil ons ook daarmee volle erns maak. Dis waarom ons hier is. Kom praat dan met ons. Here, vernuwe ons denke en veral, Here, ons sig op die skrif. Ons bid dit vir die eer van die drie-enige God en sy eer alleen. Amen. Genesis 3 vers 15 is deur die enigste ware lewende God uitgespreek voordat daar nog 'n mensdom was. Dit was net na die sondeval. U het dit saam met my gelees, Genesis 3. Dit was net na die sondeval en daar was op daardie oomblik net nog 2 mense geskape. Hoe kan een sinnetjie wat in 'n antieke tuin uitgespreek is, nog voordat daar 'n menslike beskawing bestaan het, hoe kan daardie een sinnetjie die onsigbare beheersende struktuur van die hele Bybel, 'n biblioteek van 66 boeke word? Want dit is presies wat dit is. Genesis 3:15 beheers die hele skrif. Genesis 3 vers 15 funksioneer soos ons in ons tema het, soos 'n sleutel waarmee ons die hele skrif ontsluit en sien hoe dat die skrif eintlik net een sentrale boodskap het.
En dit is om vir ons te kom sê, hoe God woord gehou het, en hoe God deur die geskiedenis, Genesis 3 vers 15, stap vir stap, vervul het oor die verloop van duisende jare, en hoe hy dit nog gaan vervul, wanneer die volleinding plaasvind. Ons het te doen met 'n wonderwerk, wanneer ons hierdie boek in ons hand hou. Wanneer ons byvoorbeeld Genesis 3 vers 15, kom ons sê, die Genesis 3 vers 15 sleutel, wanneer ons dit in ons hand neem en ons loop op die hele Bybel terug, Genesis, Exodus, die konings, die profete, die psalms, tot by Openbaring, dan begin daar iets in ons binneste, in ons kop gebeur, wat 'n mens nie eintlik kan verduidelik nie, en dit is, jy begin ewe skielik sien, dat hierdie hele biblioteek begin lyk, asof het deur een enkele hand geskryf is. Oor baie eeue heen, deur talle menslike skrywers, met een enkele boodskap wat alles deursuur. As jy met die sleutel in die hand deur die skrif loop, dan sien jy dat ons hier te doen het met een enkele hand wat alles geskryf het. Daarom, as jy hierdie vers verstaan, dan verstaan jy nie net die vers nie, maar jy verstaan wat die skrif verkondig. Jy verstaan waarom daar 'n vloed was in die tyd van Noag en alles daarom. Jy verstaan waarom Abraham geroep was. Jy verstaan waarom Moses gestuur was. Jy verstaan waarom die Babiloniese ballingskap plaasgevind het. Jy verstaan waarom die kruis op Golgotha nodig was. Want jy sien later hoe alles met mekaar wonderlik verband hou en alles kom uiteindelik weer terug na Genesis 3 vers 15 toe. Wonderlik. Nou, ons het hierdie dinge al oor die afgelope 20, amper 21 jaar, weet ek nie hoeveel kere ek dit alles gesê het nie, van hierdie kansel af. En toe ek nou die dag huisbesoek doen by iemand, een van ons lidmate, toe sê sy het 'n video gekry wat hieroor gaan, en sy het onmiddellik gedink aan wat sy in die kerk gehoor het, en 2 by 2 getel, en dit wonderlik geniet. Toe sê ek wel, stuur vir my die video, en ek kyk die video, en toe besluit ek, daar en dan, om die video te verwerk in 'n woordverkondiging, en dis wat ons vandag het. Ek wil met ander woorde eintlik vanmôre saamvat, wat ek oor 20 en 'n half jaar, amper 21 jaar gesê het, oor hierdie onderwerp gesê het. Kom ons verplaas ons net vir 'n oombliekie terug tot in Eden. Waar God die eerste mensepaar geplaas het. Genesis 1 en 2. Genesis 1 en 2 skets 'n wêreld wat in die Hebreëus Tov is. Tov. Tov beteken goed. Maar soos die Hebreëse taal is dit nie soos Afrikaans goed is goed nie. Dit beteken altyd iets. En Tov beteken in die Hebreëus goed, ja, maar in die sin van dat alles in die regte verhouding tot mekaar staan. Dis hoe dit was. Daar was nie versperring nie, daar was nie afstand nie, daar was nie skuld nie, daar was nie skaamte nie, daar was niks. En dan kom hoofstuk 3 en 'n slang verskyn. En daardie slang is die gevalle engel Lucifer, môrester, wat ook genoem word Satan, wat vermom kom as 'n slang. En wat hy doen is, hy vra net een vraag vir die mens. Het God regtig gesê? Dis al wat hy doen. Dis al, dis die eerste stap. Is 'n vraag wat hy vra, wat bedoel is om die indruk te skep dat dit wat God gesê is nie heeltemal vertrou kan word nie. En twyfel word in die vrou geplant. En die vrou reik uit na die vrug. En die man eet saam met haar. En iets kom in hulle bestaan in wat nooit tevore daar was nie. Die volmaakte morele wil van God word verbreek en die mens plaas homself sodoende bo God.
en moet met eens vir God wegkruip en skaamte en skuld oorweldig hom. In die plek van verhouding kom skeiding en gebrokenheid 'n smet wat sedertdien aan elke mens kleef wat gebore word. En dan neem God die inisiatief en hy roep vir Adam en hy sê, Adam, waar's jy? Hy neem die inisiatief om hom te roep en wat daarna volg, weet ons uit Genesis 3 is 'n reeks goddelike uitsprake, eers teenoor die slang, dan teenoor die vrou, dan teenoor die man. En wat God vir die slang sê, vir Satan sê, voordat hy nog enige iets anders sê, is Genesis 3 vers 15. Die meeste mense lees Genesis 3 vers 15 as 'n deel van 'n reeks strawwe wat God aankondig. Maar as jy mooi kyk, dan sal jy sien, dit is nie dit nie. Genesis 3 vers 15 is 'n belofte. Dink daaraan, die mens het sopas die ewige God verwerp en homself in God se plek gesit. En God kom en soek die mens. Hy kon hom gelos het. Hy kon gesê het, ek gaan alles oorbegin. Hierdie is 'n gemors, ek gaan alles oorbegin. Nee, hy soek die mens en die eerste wat hy sê is, hy praat met die Satan en hy sê vir hom in die vorm van 'n belofte. Die eerste groot aankondiging na die sondeval, wat daar in die tuin gebeur het, dat God self die vyandskap wat deur die sonde ontstaan het, sal beëindig en dat die slang uiteindelik verslaan gaan word. En die res van die skrif, die res van die Bybel, is daarom nie 'n versameling losstaande verhale soos baie mense dink nie. Nee. Van vers 16 af van Genesis 3 tot aan die einde van Openbaring ontvou daar net een groot verhaal, naamlik God wat uiteindelik alle dinge in en deur hierdie manlike persoon wat hy hier in Genesis 3 vers 15 beloof het wat gaan kom, hy alles herstel. Baie Christene lees hulle Bybels, prys die Here daarvoor, maar baie Christene lees net individuele Bybelverse, hulle onderstreep hier en hulle blaai hier en hulle onderstreep daar, maar hulle sien nie altyd hoe alles binne die groter verhaal in mekaar pas soos 'n legkaart nie. Maar Genesis 3 vers 15 help vir ons om iets van daardie, kom ons sê, groter prentjie te sien. Want Genesis 3 vers 15 is die eerste aankondiging van die goeie nuus, die evangelie. Die heel eerste evangelie prediker wat daar ooit was God self. Die eerste aankondiging is dat daar iets op pad is om dit wat in die tuin van Eden gebeur het, ongedaan te maak. Nie 'n straf nie, 'n aankondiging, 'n belofte uit God se mond. Lees weer die vers. God sê, hy praat met die slang, dis Lucifer. Hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Die eerste ding om raak te sien is dat God die een is wat die aksie neem. God is die een wat die inisiatief neem, ons noem dit genade. Hy eis nie eers 'n verskoning van Adam nie, hy kom met 'n oorlogsverklaring, 'n konflikverklaring, 'n konflik wat God self namens Adam begin het, teen alles wat die slang verteenwoordig. En tweedens brei daai konflik onmiddellik uit na die tye wat kom. Onmiddellik. Dis nie net tussen die slang en die vrou nie, dis tussen hulle sade. 'n Konflik wat met ander woorde oor die geslagte heen gaan voortduur vir eeue lank, wat nie in die tuin van Eden onmiddellik opgelos word nie. Dit terloops is waarom ons die Bybel het soos wat hy is. Dis waarom die skrif oor eeue heen stelselmatiglik tot stand gekom het, solank as wat hierdie eeue oue lange konflik geduur het. Net tussen hakkies. En derdens word die uiteindelike oorwinnende uitkoms daar reeds verklaar voordat die konflik nog begin het.
God sê 'n enkelvoudige manlike persoon uit die vrou se saad sal die slang se kop vermorsel, hoewel die slang hom in die hakskeen sal byt. Wond teenoor wond. Maar nie gelyke wonde nie, 'n hakskeenwond is pynlik en erg, maar 'n kop wat vermorsel is dodelik. Dis finaal, dis klaar. Die draer van die vrou se saad, 'n enkele manlike persoon, sal wel getref word en tog uiteindelik dit wat die slang verteenwoordig is, vernietig. Die wond lei tot die oorwinning. Die Hebreëse woord wat in hierdie vers gebruik word vir saad, is die Hebreëse woord zera, en zera is eintlik enkelvoudig, nie meervoudig nie, dis eintlik 'n enkelvoudige woord, maar dit word ook kollektief gebruik. Byvoorbeeld, dit kan na 'n hele geslagslyn verwys. Ons sal byvoorbeeld praat van die saad van Abraham, dan praat ons van daarvan die hele volk van Israel. Zera kan dus wees nageslag of 'n individuele persoon uit die nageslag. Jy sien, zera kan geslag na geslag na geslag wees en al hoe meer spesifiek word totdat die kollektiewe saad uiteindelik in een spesifieke persoon binne daardie geslagslyn uitkom. Zera. Maar hier is die ding. Die zera vir nou, en dit is vir my so aangrypend. Dis net God wat so kan praat. Het u agtergekom toe ons die teks gelees het, en ek het dit weer in die Hebreëus gaan bekyk gister en seker gemaak dat dit so is, maar het u agtergekom dat die zera onmiddellik reeds in die einste Genesis 3 vers 15 versmal tot 'n hy, 'n hom. Die kollektiewe zera, die nageslag, word grammatikaal onmiddellik versmal deur God wat dit praat, onmiddellik versmal tot 'n enkelvoudige zera, 'n manlike persoon uit Eva se linie. Paulus die apostel het dit eeue later raak gesien toe hy vir die Galasiërs skrywe, en dan lyk dit vir ons soos 'n baie, wat sal hy dan tog so amper sê, hare kloof, wanneer hy sê, maar hy kloof nie hare nie, hy sien hierdie ding raak. Hy sê in Galasiërs hoofstuk 3, meen ek, dan sê hy dat God die belofte aan Abraham gemaak het, en toe God die belofte aan Abraham gemaak het, het hy die enkelvoud gebruik, aan jou saad, nie meervoud nie, saade nie. En dit moes die Jode se oë seker oor kruis laat kyk het, en al die fuses in hulle kop het seker geblaas toe hulle dit lees, want hulle weet dan, hulle is dan die etniese saad. Hier, daar's miljoene nageslag van Israel uit dat Abraham gekom het. Hoe kan Paulus sê saad en nie saade nie? Natuurlik is dit saade, ons is baie nakommelinge van Abraham, maar Paulus sê nee, vriende. Hy sê, toe God die belofte aan Abraham gemaak het, het God eintlik nie na 'n volk verwys nie, maar na 'n persoon. En dis presies in korrelasie met Genesis 3:15, is dit nie? Jy sien die lyn wat deur die skrif loop. En dis wat Genesis 3 vers 15 aan die gang gesit het. Die saad van die vrou, enkelvoudig, wat eers baie breed begin het, met ander woorde by die mensdom wat uit Adam voortgekom het, en dan met elke geslag deur die aardsvaders Abraham, Isak en Jakob al hoe meer spesifiek word, totdat dit uiteindelik uitkom by een enkele man wat die volle gewig dra van wat hierdie vers beloof het. En dit eindig nie by die aardsvaders nie. Dink aan Moses, dink aan die konflik van hoe die slang probeer het om die saad dood te kry, om te verhoed dat hierdie manlike persoon op die toneel verskyn. Dink byvoorbeeld aan Moses en die kindermoord.
Jy kan hom deurtrek. Ek gaan vanmôre 'n paar voorbeeldjies noem. Maar jy weet, Abraham se nageslag het later binne in Egipte vermeerder en groter geword en 'n reuse volk in die Farao. Hy kry omtrent 'n swybrand toe hy sien hierdie groeiende mag wat hier opbou binne sy land. En toe gee die Farao die bevel, elke Hebreëse seentjie wat gebore word, moet in die Nylrivier gegooi word. Hier is die magtigste ryk van die tyd, Egipte. En hy probeer om die geslagslyn van Genesis 3 vers 15 se belofte uit te wis, voordat dit kan voortbring dit wat beloof is. Farao het sekerlik nie geweet wat hy doen nie. Ek dink nie hy het dit enigstens geweet nie. Maar Farao speel op daai oomblik die presiese rol wat die slang in die tuin van Eden gespeel het. Val die saad aan voordat dit groei. Voordat dit kan voortbring wat beloof is. Byt in die haaksteen. Byt! Daardie manlike persoon mag nie op die toneel verskyn nie. Byt! Maak dood hierdie seentjies. Maar een baba seun sterf nie. Hy word in 'n mandjie geplaas met pik en teer verseël, 'n soort miniatuur arkie. En hy dryf af in die einste rivier wat hom moes doodmaak, reguit in die arms van Farao se eie dogter in. En daardie baba Moses groei op om die hele volk uit die land uit te lei wat probeer het om hulle te vernietig. En die saad oorleef. En die belofte gaan aan. Eeuwe later het Israel 'n koning met die naam van Dawid en God kom na Dawid toe en hy versmal die belofte nog verder. Hy sê vir Dawid, jou nageslag sal 'n koninkryk vestig wat vir altyd sal voortbestaan. Daar kom 'n koning uit jou, Dawid, wat op die troon vir ewig gaan sit. Die Zerah word gekoppel nou aan 'n spesifieke koningslyn. En so word die belofte, die lyn al hoe nouer gemaak. Kyk hoe versmal dit, né? Eers die mensdom in Adam, dan Abraham, dan Israel, dan Juda, dan Dawid. Het word elke geslag word skerper afgebaken. En elke keer is daar die patroon van hakskeen byt, kop vermorsel. Dawid self ervaar hoe hy in die hakskeen gebyt word toe Saul hom jag. Hy vlug vir Saul, want die ou Saul maak jag op hom, hy woon in grotte, hy vlug vir die einste koninkryk wat hy eintlik bestem is om te regeer, vlug hy nou, die saad kruip weg, maar die saad oorleef uiteindelik, want Saul sterf en Dawid word koning. En dan volg die Babyloniese ballingskap in die jaar 586 voor Christus, een van die mees katastrofiese oomblikke in die hele Bybelse verhaal. Babylon onder Nebukadneser het uiteindelik Jerusalem kom inneem. Die mure van die stad word afgebreek. Salomo se tempel wat 7 jaar geneem het om te bou word afgebreek. Die plek waar God se teenwoordigheid gewoon het word op die grond afgebrand. Die priesters en die edelmanne en die opgevoede mense word in kettinge vasgeslaan en ongeveer 900 kilometer noordoos na Babylon gemarseer. En daar sit hulle langs die riviere in 'n vreemde ryk en sing klaagliedere oor hulle tuiste. Weet nie of hulle dit ooit weer gaan sien nie. Enige buitestander wat daarna kyk, moet sê, hierdie verhaal is nou verby. Dit is verby, is klaar. Die volks van die belofte is verslind. Geen tempel nie, geen koning nie, geen land nie, dis klaar. Die slang het oorwin. Die belofte kan nie aangaan nou nie. En tog gebeur daar in Babylon iets wat niemand voorsien het nie. Die Israeliete wat daar is, begin dinge neerskryf. Hulle bewaar die tekste. Hulle kom in sinagoges, dit beteken plekke van samekoms, begin hulle by mekaar kom, iets wat hulle nooit voorheen geken het nie. Hulle lees, hulle hou die belofte vas in hulle harte, in hulle verstand, in hulle geheue. Hulle lewer dit mondeling oor, hulle lewer dit oor deur die geskrewe woord ensovoorts. En 70 jaar later, onder die Persiese koning Kores, keer hulle terug na Jerusalem. Die saad oorleef wonderbaarlik. Kan jy daai herhalende patroon sien? Dieselfde druk, dieselfde amper vernietiging, dieselfde oorlewing. Dis asof iets onsigbaar
maar almagtig hierdie geslagslyn hou oor bitter baie eeue, hou 'n onsigbare hand hulle by mekaar. Dit het niks te doen met menslike vernuf of veerkragtigheid nie, dis 'n onsigbare hand wat alles beheer om een belofte te vervul. Genesis 3 vers 15. In die tussentyd gaan die ware profete voort met hulle arbeid. Almal wat ons in die Ou Testament sien. Die profete sien almal iets wat voor hulle in die toekoms lê, wat hulle nie eintlik kan verklaar nie. Daar's 'n manlike figuur wat hulle eeue in die toekoms insien kom, maar hulle ken nie sy naam nie. Hulle skrywe net dit wat die Heilige Gees vir hulle openbaar. Byvoorbeeld Jesaja wat ons net nou gelees het. 7 eeue voor die koms van Jesus Christus skrywe Jesaja oor iemand wat hy die dienaar van die Here God noem, die Messias, maar nie 'n militêre oorwinnaar nie, iemand wat gewond en verpletter word en deur die mense verag word. Jesaja 53 sê hy's 'n man van smarte wat met lyding bekend is en hy sterf. Hy word afgesny van die land van die lewendes. En dan sien Jesaja na die verplettering van die Messias gebeur daar iets ongelooflik. Hy sê hierdie verpletterde figuur gaan 'n nageslag sien. Hy sê nadat hy van die land van die lewendes afgesny is, hy's dood, kom daar vir hom 'n nageslag wat nie biologies is nie. Dieselfde woord Zerah is weer hier. Aan die ander kant van die dood van hierdie manlike figuur, aan die ander kant van sy dood is daar vir hom 'n Zerah. 'n Figuur wat sterwe en tog daaruit 'n Zerah voortbring. 7 eeue voor Christus. Dis waarom ons Jesaja 53 net nou gelees het, want dis amper 'n direkte ego van Genesis 3 vers 15. 'n Wond aan die haakskeen, 'n verplettering, 'n dood, en tog oorleef die saad en vermeerder dit. Jesaja sien die vervulling van iets wat reeds in die tuin van Eden beloof is. En dan is daar 'n profeet soos Sagaria. Hy sien 'n komende enkele manlike figuur wat nie op 'n oorlogsperd aankom nie, maar op 'n donkie ry. Sagmoedige en nederige beelde. En dan sien hy Jerusalem wat treur oor iemand wat hulle deurboor het. Wat hulle self deurboor het. Daardie detail maak nie sin in Sagaria se konteks nie. Dit maak later eers sin in die Nuwe Testament. En dan is daar 'n ander profeet soos Micha. Micha sien weer, hy sê weer, 'n heerser sal van Israel uitkom uit Bethlehem, 'n klein dorpie. En dan voeg hy hierdie frasietjie by. Hy sê, hierdie heerser se oorsprong gaan uit die dae van die ewigheid wees. Dis 'n vreemde ding om van 'n menslike koning te sê. Dit impliseer dat hierdie man nie in Bethlehem begin nie. Bethlehem is waar hy die geskiedenis inkom, ja, maar sy oorsprong, sê Micha, lê eers voordat daar geskiedenis was. En as dit so is, en dit is, as dit so is, dat die een wat die slang se kop sal vermorsel, sy oorsprong in die ewigheid het, dan was Genesis 3 vers 15 nie 'n belofte van God wat sommer net na die sondeval uitgedink is nie. God het nie na die sondeval gou iets daar geïmproviseer nie. Die een wat in die belofte vervul, wat die belofte sou vervul, het reeds bestaan toe die belofte uitgespreek is. Daardie manlike persoon het reeds bestaan voordat die belofte uitgespreek is. En dan kom die lang periode van stilte na Maleagi. Maleagi was die tweede laaste Ou Testamentiese profeet. Johannes die Doper was die laaste, hy was die tweede laaste. Maar na Maleagi het die profetiese stem heeltemal opgehou, 400 jaar lank.
In daai tyd het Alexander die Grote die bekende wêreld verower, die Griekse taal het oral versprei, Rome het uiteindelik die Griekse ryk ingesluk, Herodes bou 'n tempel in Jerusalem, nuwe magte, nuwe kaarte, nuwe keisers, en deur dit alles is daar geen profeet nie, niks. Geen woord van die hemel nie, niks. Geen aankondiging nie. Het lyk asof daai lyn gestop het. 400 jaar van stilte. En dan skielik op 'n dag in 'n klein dorpie in Galilea met die naam van Nasaret verskyn 'n engel aan 'n jong vrou met die naam van Maria. En met eens weet ons, daar was nie 'n onderbreking van 400 jaar nie. Want hier is nou die oomblik waarop die hele Ou Testament na opgebou het. Die oomblik van die koms van Eva se manlike nakomeling na die wêreld toe. God het nie sy belofte vergeet nie. En gedurende Jesus Christus se meer as 30 jaar op aarde voor sy bediening begin het, en ook sy intensiewe 3 jaar bediening of 3,5 jaar bediening daarna, kon niemand 'n hand op hom lê om hom uit te wis nie. Al het Herodes het probeer toe hy die babietjies laat doodmaak het, die seentjies. Net soos die farao gedoen het. Maar dit het nie gewerk nie. God het vir Josef gesê, vlug met die kind na Egipte toe, maar gou, kry jouself in rad, Egipte toe. En die kind ontvlug. Maar dan is dit die lente van die jaar ongeveer 30 of 33 na Christus. Jerusalem is vol Paasfees, pelgrims, honderde duisende mense saamgepak in 'n stad wat nie gebou is vir so baie mense nie. Jesus van Nasaret het vir meer as 3 jaar lank in die dorpies van Galilea en elders geleer. Hy het siekes genees en dooies opgewek en die dinge van die koninkryk van God verkondig wat niemand nog ooit gehoor het nie. Hy het Jerusalem op 'n donkie binnegekom, net soos Sagaria gesê het hy sou. Binne 'n paar dae word hy gearresteer en geslaan en aan die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus oorgelewer. Hy word onskuldiglik veroordeel en aan 'n Romeinse kruis buite die stadsmure vasgespijker. Om 3 uur die middag, die uur van die Paasoffer, word die hemel pikdonker. Hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En hy sterf. Sy naaste disippels vlug. Doodbang. Die vroue wat hom uit Galilea gevolg het, bly op 'n afstand staan. As jy van buite af na hierdie oomblik kyk, dan lyk dit presies soos wat met Abel gebeur het, toe Kain hom doodgemaak het. En dit gelyk het of die saad afgebreek is. Dit lyk soos Farao wat uiteindelik vir Moses gevang het. Dit lyk soos Nebukadnesar wat gewen het. Dit lyk soos Haman wat die Joodse nasie op 1 dag wou uitwis. Die saad van die vrou is dood. Dis hoe dit lyk. Dit lyk asof die slang die manlike nasaad van Eva se kop vermorsel het. Die verkeerde kop het gerol. O, die verkeerde kop het gerol. In 3 dae volgens die Joodse manier van tydsberekening gaan verby en dan gebeur daar iets wat selfs die disippels nie kon verwoord nie. Die graf is dol leeg. Niemand het die liggaam verskuif nie. Die graf is leeg omdat hy nie meer daar is nie. Hy het magtiglik in heerlikheid uit die dood opgestaan. En hier is die oomblik waar Genesis 3 vers 15 absoluut jubelend ontplof. Die wond aan die hakskeen was werklik, die kruis was werklik, die lyding was werklik, die dood was werklik, maar die vermorseling van die kop is ook werklik. En dit het deur die wond gebeur. Nou is dit die korrekte kop wat rol. Satan se. Die enigste ding wat soos die finale neerlaag gelyk het, was die middel waardeur die finale oorwinning behaal is. Die saad het in die grond geval, maar nie daar gebly nie. Dis iets wat die slang nie kon voorsien nie.
Want die slang het oor mag gedink, net soos wat ons as mense, gevalle mense oor mag dink. En dit is, jy moet die individu vernietig, maak die lyn tot 'n einde, dan wen jy, dis hoe jy wen. Maar die meganisme wat God, sedert Genesis 3 vers 15 opgestel het, werk nie so nie. Die meganisme wat God opgestel het sê, die wond is nie die einde van die saad nie, die wond is die plant van die saad. Dis hoe die Genesis 3 vers 15 beginsel werk. Dit beheers die hele totale heilsgeskiedenis. Die heilsgeskiedenis karnier letterlik aan Genesis 3 vers 15. Verstaan u waarom ek sê dat die skrif 'n bonatuurlike goddelike boek is? Geen mens kon dit ooit uitdink of fabriseer of dit in die geskiedenis so laat uitspeel het nie. Dit is onmoontlik. Abel word deur sy broer vermoor, maar die saad oorleef. Noag gaan byna onder toe die wêreld rondom hom eindig, maar die saad oorleef. Isak is op die punt om geoffer te word deur Abraham, maar die saad oorleef. Josef word verkoop en gevange geneem, maar die saad oorleef. Moses is veronderstel om by sy geboorte in die rivier te sterf, maar die saad oorleef. Dawid, 'n voortvlugtige in 'n kalksteengrot, sit hy, maar die saad oorleef. Israel is in kettinge na Babylon gevoer, maar die saad oorleef. Haman wil die Joodse volk op een dag uitwis, maar hy hang aan die galg wat hy self vir Mordegai gebou het. Die saad oorleef. Jesaja se dienaar word gewond en verpletter en afgesny van die lewendes, maar sy saad sien 'n nageslag. Is elke keer dieselfde struktuur. Aanval, byt. Amper vernietiging, oorlewing, aanval, amper vernietiging, oorlewing, aanval, amper vernietiging, oorlewing. En wat van die kruis op Golgotha? Die kruis is die finale beslissende kosmiese weergawe van hierdie patroon. Het jy agtergekom by die Here Jesus Christus? Dis presies. Het jy agtergekom by die Here Jesus Christus dat in een persoon word die hakskeen getref en die kop vermorsel? In dieselfde gebeurtenis is presies wat Genesis 3 vers 15 sê. Is net so. Dis een gebeurtenis. En dit was dieselfde middag, en dieselfde Sondagmôre, in dieselfde man se liggaam. As 'n mens alles saam so sien, as jy hierdie een onderbroke lyn sien, as jy sien hoe hierdie patroon homself oor 4000 jaar herhaal, dan verander dit hoe jy die Bybel lees. Jy hou op om die Bybel te sien as 'n versameling stories. Dit begin soos argitektuur lyk. Soos iets wat vooraf in die hemel ontwerp is, nog voordat daar 'n woord in Genesis geskryf is. Is dit reeds in die hemel ontwerp. En nou kom ons by die laaste boek van die Bybel. Openbaring boek word dikwels deur mense gesien as die vreemdste, mees verwarrende boek wat daar is. Mense benader dit as 'n kode. 'n Reeks rampe wat jy moet ontsyfer en niemand weet hoe nie. Maar hier is die sleutel om Openbaring te verstaan. Luister jy nog? Indien ons die roetekaart van Genesis 3 vers 15 vashou, dan is Openbaring amper skokkend maklik om te verstaan. Want Openbaring kom nie met iets nuuts nie. Openbaring is nie geskrywe vir die laaste 2 of 3 jaar net voor die wederkoms nie. Openbaring is nie geskrywe om video's te maak van en boeke te skryf nie. Openbaring wys vir jou
die einde van dit wat Genesis 3 vers 15 aan die gang gesit het. Openbaring sê as het ware vir my en jou, hy sê, kom ek wys vir jou hoe Genesis 3 vers 15 uitgespeel het en hoe dit finaal gaan uitspeel. Kom ek wys vir jou dit. Byvoorbeeld, in Openbaring 12 is daar 'n visioen van 'n vrou wat met die son bekleed is, met die maan onder haar voete en 'n kroon van 12 sterre op haar kop. Sy swanger en in kraam, en voor haar staan 'n groot rooi draak, onsaglik magtig, wat wag om die kind te verslind sodra hy gebore word. Herken ons dit? 'n Vrou, 'n nageslag, 'n slang wat nou 'n draak geword het, wat presies dieselfde ding doen na 4000 jaar wat hy nog altyd gedoen het en misluk het. Maar hy doen dit nog altyd. Hy probeer nog steeds om die saad te vernietig voordat dit vervul kan word, wat beloof is. En kyk wat gebeur. Openbaring 12. Die kind word gebore, dis 'n seentjie. Hy word gebore en hy word na God en sy troon weggeruk. En die draak kan hom nie bereik nie. Woedend draai die draak om en voer dan verder oorlog teen die res van haar nageslag, dis die getroue Christus gelowiges. Openbaring 12 is Genesis 3 vers 15 op 'n kosmiese skaal. Maar Openbaring gaan verder, want dit wys nie net die konflik op sy grootste nie, dit wys vir ons die oplossing. As jy gaan na die einde in hoofstuk 21 en 22, dan gebeur daar iets geweldig, en dit is dat jy sien dat die vloek wat God in Genesis 3 uitgespreek het, omgekeer is. In Genesis 3 word Adam en Eva uit die tuin verdryf. Die boom van die lewe word toegemaak, versper. God se teenwoordigheid is nie meer toeganklik nie. Maar in Openbaring 22 is die boom van die lewe terug. Dit groei in die middel van die nuwe Jerusalem. En God wandel met sy mense. In Genesis 3 kruip hulle weg vir God. In Openbaring 21 woon God by sy mense. Die wegkruipery is heeltemal weg. In Genesis 3 spreek God die vloek uit. In Openbaring 22:3 staan die 4 woorde wat eintlik die gewig van die hele verhaal dra. Daar staan, daar sal geen vloek meer wees nie. Daar sal nie meer 'n vloek wees nie. Dit is permanent omgekeer. En die slang self wat in die tuin gevra het God regtig gesê? Wel, hy verskyn in Openbaring 20 as die draak wat in die poel van vuur gegooi word. Sy kop is finaal vir ewig vermorsel. Kan jy sien? Genesis 3, Openbaring 20, die eerste boek, die laaste boek. Het vertel presies dieselfde verhaal. 'n Struktuur wat vir jou wys hoe God sy belofte vervul het. Die verhaal begin met 'n slang in 'n tuin. Dit eindig met 'n slang wat permanent vernietig is in die vorm van die draak. Die tuin wat herstel is. Kan jy sien, hy beweeg van ek stel vyandskap stel tussen jou en die vrou, beweeg hy tot daar sal geen vloek meer wees nie. So as ons Genesis 3 vers 15 as die ruggraat van die hele Bybel vashou, dan hou die Bybel vir ons op om net 'n klomp lukrake stories en teksverse te wees. Dis klaar, jy lees nooit weer die Bybel so nie. Jy lees byvoorbeeld Job. 'n Man wat van alles gestroop is en tot die absolute uiterste beproef word. Dan lees jy dit, dan weet jy presies wat daar aangaan. Die beloofde saad is alweer onder maksimum druk. Jy lees Rut, 'n Moabitiese vrou van 'n vreemde land wat kom are optel, en jy besef, jy kyk na die geslagslyn. As jy na Rut kyk, dan kyk jy na die geslagslyn van die belofte wat loop deur die mees onwaarskynlikste mense denkbaar. Gaan dit voort. Rut, Boas, Obed, uiteindelik Dawid, en uit Dawid se geslagslyn die een na wie Micha verwys het. Jy lees dit, jy lees die psalms anders.
Psalm 22 byvoorbeeld begin met die woorde, my God, waarom het U my verlaat? Jy dink, maar dit kan nie net Dawid wees wat dit sê nie. Jy sien dieselfde lyn. Jy lees die boek Ester met insig. Want Genesis 3 vers 15 is die bloudruk van wat in Ester staan. Wond en dan oorwinning, hakskeenbyt en dan kopvermorsel. Die slang se aanvalswapen is altyd dieselfde. Het God regtig gesê? Maar het u geweet dat daai leuen is vermorsel? Genesis 3 vers 15 beloof nie net dat die slang se kop vermorsel word nie, maar hy sê ook dat die leuen daarmee saam vermorsel word. Die leuen wat altyd God se woord bevraagteken. Daai leuen wat vir Jesus 'n hakskeenwond toegedien het, maar die opstanding van Jesus het daai leuen ontbloot vir wat dit is en hom verslaan. Halleluja. Dis wat die Bybel is. Dis wat die Bybel is. Dit is nie 'n versameling van antieke mites nie. Dit is nie 'n morele handboek nie. Dis 'n getuienis. Die Bybel, hierdie boek, is 'n getuienis. Dis 'n getuienis. Sê hardop. Getuienis. Dis 'n getuienis van 'n belofte wat gemaak is op die donkerste oomblik in die mensgeskiedenis. Deur die God wat die einde reeds beskryf het. Die oorwinning is bevestig nog voordat die geskiedenis behoorlik begin het. Toe sê hy al wat die uitkoms gaan wees. Die einde is daar, wie kan dit voltooi? Daar sal geen vloek meer wees nie. Dit is Genesis 3:15, vriende. In die donkerste oomblik kondig God aan dat Satan nie die laaste woord gaan hê nie. Daar gaan 'n saad kom, 'n Zera, 'n man. Hy sal gewond word, maar hy sal oorwin. Die eerste twyfelvraag was, het God regtig gesê? Die laaste bevestigende antwoord is, God het woord gehou. Daarom kan ons die hele Bybel lees met hierdie sekerheid in ons hart. God het gesê. God het gedoen. God sal doen. Daar sal geen vloek meer wees nie. Die bedoeling van vanmôre se woordbediening was, want dit is nou klaar. Die bedoeling van vanmôre se woordbediening was om Christene wat na hierdie boodskap luister, opgewonde te maak oor die skrif en vir jou absolute sekerheid te gee oor waaraan jy vashou en glo. Dis 'n rots. As jy ooit, dan kom daai vraagie hier in jou, waar ook al, oor. Het God regtig gesê? Is dit dink jy so? Regtig? Dan antwoord jy. Genesis 3 vers 15. Is perfek deur hom vervul oor meer as 4000 jaar. Waaraan moet ek twyfel? Halleluja. Here, ons hemelse Vader, dankie dat u woord waarlik 'n bonatuurlike boek is. Deur u geïnspireer, waar, volkome betroubaar. Volkome betroubaar. Dankie dat ons reeds in die moederbelofte, die belofte van die komende verlosser hoor, dat hierdie beloftes soos 'n goue draad loop en perfek vervul is. Dis ook waarom ons nie vir 1 sekonde twyfel aan die wederkoms nie. Want om die belofte ten volle te vervul,
moet die wederkoms ook presies so gebeur, soos die Bybel sê. En daarom gaan dit gebeur. Elkeen van ons in hierdie diens gaan of eindig in die graf, of by die wederkoms. Een van die twee gaan eerste wees. Dit kan vandag wees. Daar's nie een van ons wat na hierdie boodskap geluister het, wat op enige ander manier gaan eindig nie. Ons gaan of eindig in die graf, of ons gaan die koning sien kom. Daarom is dit so dwaas om vir enige iets of iemand anders te lewe, as vir die manlike persoon wat hierdie belofte vervul het. Wil jy nie iemand se oë oopmaak vandag nie? Here, party van ons hou vas aan ons lieflingssondes, sondes wat ons so liefhet. Ons kan dit nie opgee nie. En skielik eindig alles by afbop, of by Jesus se koms, en dan was daardie sonde niks werd nie. Help ons tog om hierdie dwaasheid af te skud, om dit nou af te skud. Bewaar ons daarvan, Here, om u woord in twyfel te trek. Gee vir ons 'n honger, Here, om met daai skrif om te gaan. Here, om daai ure voor die televisie te sny en om te sê, ek het iets beter ontdek. Laat ons met blydskap weet, die woord is vas, want God is vas. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.